Dink of Sink span is vandag by die Dink of Sink onvoorbereide debatskompetisie vir hoërskoolleerders in die Weskaap. Dit is vir ons heerlik om te sien hoe hierdie leerders vandag groei en presteer het deur die dag. Dis 'n heerlike warm dag hier in die Kaap, in die middel van Mei, hoewel eintlik einde Mei. Ons is van Paul Roos Gimnasium. Hoërskool Langenhoven, Worcester Gimnasium. Haie Esperel. Ons is van die van Hoërskool Strand. Die moeilikste deel vir my was natuurlik daai kort voorbereidingstyd om al jou argumente saam as 'n span te sit in 5 minute en dan nog 'n gestruktureerde toespraak te hê. Dis vir my die moeilikste want dis so kort tyd en jy's nooit regtig en jy moet nog sag praat sodat die ander mense jou kan hoor. Dis die moeilikste deel vir my, maar ons kan altyd saamwerk as 'n span en dit gewoonlik reg kry. Die meeste van ons was eers gister ingelig of vandag ingelig laat ons debat doen en ons het nog nooit in ons lewe eers geoefen nie. So ek dink was redelik alright vir die eerste keer. Ek dink die onderwerp wat ons nou gehad het oor of diefstal vir oorlewing regverdig was 'n baie moeilike onderwerp want ons kan nie noodwendig onsself in daardie posisie plaas nie. Daar was sekere plekke waar ek dink 'n mens verby mekaar effens gepraat het of waar mense die hele tyd by 'n sekere onderwerp vasgehaak het. Ja, dis maar net soos die debatsgesprek om nie dieselfde goed herhalend te sê nie. Ons het die onderwerp bietjie misverstaan tot 'n mate en ek dink die ander span het ook, so dit was maar bietjie van 'n gesukkel gery gewees. Maar ons het die wen gekry en ons het deurgekom. So kom ons hoop maar vir die beste vir hierdie semifinaal, so ja. Ons het gesukkel om elkeen kans te gee en om skielik in die oomblik te dink. Die tema self, dit afhangend van wat se kant jy is, baie van dit voel eensydig, maar dit laat ons op ons voete dink. So die grootste uitdaging vir my sal wees die temas self. Ek dink dit bly altyd moeilik om op jou voete te dink en dan nog ook om volledige sinne te vorm. So dit is nogals 'n bietjie oorweldigend, maar nietemin dis 'n baie ryk ervaring. Hoe moedig ons mekaar aan? Om eerlik te wees, hy is die een wat ons aanmoedig en vir ons laat goed voel oor onsself al maak ons baie foute. Maar dit is maar heel moontlik as ons foute maak, wys ons dit uit, maar beweeg dit aan, vergeet daarvan want dis klaar gedoen, so help nie jy hou aan dink aan daardie foute nie. So ja, ons skryf dit maar eintlik maar net af en dan gaan ons maar net aan en sê go, keep at it. So na elke toespraak, maak nie saak hoe dit was, jy gee van altyd 'n drukkie of 'n ondersteuningshanddruk. Ja, ek voel is eenvoudig. Ons ondersteun mekaar deur debat lekker te maak vir mekaar. En dit 'n lekker omgewing te maak om te leer en ja, te praat. Ons druk mekaar se hande terwyl ons debat praat en tussen debatte dan gee ons terugvoer, maar konstruktief ook, nie net kritiek nie. Ja. Ons sê na elke debat dan sê ons vir mekaar wat ons goed gedoen het en ons beer altyd mekaar op. En as 'n spanmaat effens sleg voel hoor is dan sê ons vir hulle nee, jy kan ook eerder volgende keer werk daaraan, maar dit was nie so sleg soos wat jy gedink het nie. En dit was vir ons so lekker om te kon sien. Ons wenners vir vandag is Paul Roos Gimnasium by die juniors en in ons senior kategorie is dit Hoërskool Durbanville. Ons sien ongelooflik baie uit om ook te sien hoe hierdie spanne groei tot en met die nasionale finaal wat op 27 September 2025 in Pretoria gaan plaasvind. Ons het nog 3 dae wat voorlê vir ons vir nog uitdene reg oor die land natuurlik, maar ons sien uit wie is die ander 3 kompeteerders wat saam hulle by die nasionale finaal gaan wees. Ek staan hier saam die senior wenners van die Dink of Sink onvoorbereide debatskompetisie vir hoërskoolleerders in die Weskaap, Hoërskool Durbanville. Hoe voel julle? Julle het nou net gewen. Een woord, ongelooflik. Verlig. Geskok. Ons kan sien die emosies is bietjie deurmekaar hier. Tans sê vir my, hoe was julle hele ervaring deur die dag om op te bou tot en met hierdie finaal? Wel, die jaar was my eerste keer dat ek deelneem aan enige debatskompetisie, so vandag was beide my tweede en 5de debat ooit. So dit was interessant om die mense te sê, dis 'n skokkende ervaring wat baie van jou vat, maar ek dink tog daar is niks waar jy meer dankbaar kan wees nie. So nou dat jy die wenner is van die kompetisie hier in die Weskaap en ons almal weet julle kry natuurlik lekker geskenkbewyse as pryse. Wat gaan jy met hierdie geskenkbewys doen? Ek gaan 'n airfryer koop. 'n Airfryer vir jou jaar natuurlik volgende jaar. Nou, by die nasionale finaal as jy daar wen, wat gaan jy dan met die geld doen? Ek gaan 'n yskas koop. Hierdie dame het baie planne en baie goeie vooruitsigte. Ons sien uit om te sien wat jy in die toekoms gaan doen.
Kyk gerus saam ons en sluit gerus aan as 'n lid van Afriforum om hierdie kompetisie nog groter en sterker te maak.